As hy nou ja toe. Goeiemôre aan almal van julle wat ek nog nie môre gesê het nie. Ek dink ek het die meeste van julle daarom gegroet. So alle eer aan die Here dat ons weer so by mekaar kan kom. En jy weet, ons is mos nou daarom lankal uit baie van die ou tradisionele kerke uit. Want dit lyk my sekere tradisies hou vir ons vas, nee. Kyk hoe lyk dit hier voor. En kyk hoe lyk dit daar agter. Huh? Dit verander net nie. Maar nou ja, prys die Here. Dankie Chris, Sonja is lekker mee op julle te kuier. Alle eer aan ons koning Jesus. En ja, goeiemôre, ons wil baie voor ek julle ook vergeet, anders het dit later moeilik is ek dalk. So is lekker om so by mekaar te kan kom. Ons weet ons dien 'n alomteenwoordige God alom. En hy is hier en hy's in Mosselbaai en hy's oral oor die land. Dis vir ons elke keer ons wat die Zoom Bybelstudies ook doen, is altyd lekker om te sien iemand zoom in van, ons het actually jou Santa wat van die Oekraïne af inzoom, ons het 'n dame van Duitsland af wat inzoom, maar weet ons, alomteenwoordige God. Alomteenwoordige God. Maak nie saak waar ons is nie. So, en aangesien dit alles oor hom gaan, kom ons bid gou saam. Vader, in die magtige naam van Jesus Christus wil ons U loof en prys en eer en aanbid in hierdie oggend. Dankie dat ons weer die woord sê waar 2 of 3 in my naam vergader is ek in hulle midde. So Vader, ons weet, ons hoef nie te wonder nie, die Skepper is nou hier. En Here, U is nie net hier by ons nie, U is by elke plek dwars oor hierdie wêreld waar daar vandag byeenkomste is om U te verheerlik. En ons vra Here dat U alleen verheerlik sal word. Ons vra hier dat die Heilige Gees my die pad sal vat, dat ek nie die een sal wees wat spreek nie, maar dat die Heilige Gees in en deur my sal spreek en dat ons almal se harte ontvanklik sal wees vir die waarheid van die woord. En dankie Vader dat U ons ook die autoriteit gee om vir die Satan te sê, Satan, ons bind jou werke hier. Hierdie is heilige grond want God is hier teenwoordig en jy sal nie keer dat God se kinders hierdie boodskap ontvang nie en jy sal verdwyn in Jesus Christus se naam. Here Jesus, nou vra ons dat U ons toemaak met die kosbare bloed asseblief. Ons vra dat U die engele vir ons opstel reg rondom hierdie perseel en dat U self volgens Sagaria 2 vers 5 'n muur van vuur van beskerming om die kinders sal wees, dat hierdie 'n veilige plek is terwyl ons besig is. Dankie Here vir U teenwoordigheid. Vat ons op by die hand en lei ons deur die Heilige Gees. Ons vra dit in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen. Ons gesels 'n bietjie met mekaar vandag oor 'n baie belangrike punt en dit is Jesus verhoog die standaard. Jesus verhoog die standaard. My broer en my suster, ek en jy moet besef, die koning wat ek en jy dien, en ek staan net oor daar agter weer en kyk na julle gemeente se tema vir die jaar van volg my. Jy weet dan as ons sê ons volg die koning, moet ons ook weet, wie is hy, wat is sy hart, en is hy okay met so halfgebakte geloof, jy weet, so 1 voet by die wêreld, 1 voet by die Here, nee as ek kyk na daai goed nie. As ek kyk na gehoorsaamheid, en ek kyk na liefde, en ek kyk na heiligmaking, en ek kyk na onderdanigheid en geregtigheid, en al hierdie goed, dan besef ek, ons dien 'n God, wat nog nooit verander het nie. Jy weet, die jong mense is baie keer geneig om vir my te sê, maar om Tiaan, jy weet, hierdie ou goed is antiek man, dis ou argaïese goed. Dan sê ek, weet jy wat, ons gaan voor 'n ou argaïese God se troon staan. Hy het nog nooit verander nie. En raai wat, hy's jonger as ek en jy. Want hy is. In alle ewigheid is hy, ek is. So, ons sal altyd vir hom kinders bly, maar ons kan nie dink dat hy's hierdie ou antieke God nie. Jy sien, ons begrip van ouderdom is gekoppel aan, jy weet, hierso op 60 lyk ek nie meer soos ek gelyk het nie. Ek kan jou beloof, hy lyk nie so nie. Jou brief gee. Geen grys hare nie, ou Joy. Ek is seker ons koning in sy heerlikheid sal ons dazzle as ons dit sien. Ons het nie idee hoe hierdie koning lyk nie. For the English speaking people, Anthony, this one is on YouTube as well in English. Jesus raises the standard. Okay. So as die Afrikaans so 'n bietjie kwaai is, julle kan hom in Engels gaan kyk, is alright. You have the backup. Maar nou ja, ons moet besef, maar hierdie God wat nog nooit verander het nie, wat gister en vandag en tot aan alle ewigheid dieselfde is, hy verlaag nooit sy standaarde nie. En daarom gaan ons 'n bietjie kyk vandag wat die woord vir ons sê, 2 Korintiërs 1 vers 13 sê, julle weet, ek begin altyd met hierdie vers, want dit is 'n vers wat die Here vir my oopgebreek het 26 jaar terug, wat my hele lewe verander het. Want ons skryf aan julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie, en ek hoop dat julle dit ook tot die einde toe sal verstaan. En so gaan ons vandag lees, wat sê die Bybel vir ons rondom Jesus en sy standaarde?
Hoe lyk Vader se standaarde en is dit oukei met hom as jy sê ag, weet jy wat, ek kan nog so bietjie saam met die wêreld gaan? Nee, ons kan nie. Ons kan definitief nie maar so bietjie saam met die wêreld gaan nie. En een van die verse, ek het so elke woensdagoggend en sonnagoggend so 'n podcast wat ek op ons app het ook wat ons uitstuur. En vanoggend se boodskap wat die Here op my hart gelê het was Deuteronomium 6 vers 12 wat sê en neem jou in ag dat jy die Here nie vergeet wat jou uit Egipte land uit die slaafwysheid gelei het. In my jou geval, die God wat my en jou uit die wêreld uitgevat het, wat ons uit die huis van sonde uitgevat het. Maar neem jou in ag dat jy hom nie vergeet nie. Want ons is so baie kere geneig om hierdie God en dit wat hy vir ons gedoen het te vergeet. Te vergeet wat hy vir ons gedoen het. Te vergeet waar hy ons uitgehaal het. Ek weet 'n vriend van my sê hy was een keer by 'n tannie wat vir hom sê het, glo jy dat Jesus Christus is jou verlosser? Toe sê hy ja tannie, met alles binne my. Toe sê sy vir hom nou draai net 'n oomblik om en kyk bietjie terug agter in jou lewe, waarvan het hy jou verlos? Hy sê vir die eerste keer in sy lewe snap hy wat beteken die woord verlosser eintlik. En hy besef maar God het hom verlos van drank. God het hom verlos van sy sondes. God het hom verlos van seksuele goed en al hierdie tipe van dinge. Jy sien, neem jou in ag dat jy die Here nie vergeet nie. Wat jou uit die huis van sonde uitgelei het. En dit is wat ons moet besef, my broer en my suster, ons moet weet wat die skrifte vir ons sê rondom al hierdie dinge. Want in Matteus 22 vers 29 sê Jesus, julle dwaal omdat julle die skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie. En ek sê altyd vir mense, dis ons probleem, die meeste van die mense wat by my kom sit vir berading, as ek met hulle begin gesels en ek sê, maar jy weet hierdie staan in die Bybel of daai staan in die Bybel, en hulle gou sê, ja maar ek ken nou nie my Bybel so goed nie. Sê ek maar okay, maar begin hom lees. Ek moes hom op 'n dag begin lees. Sien, ons kan nie wegkruip agter gebrek aan kennis nie. Want Hosea 4 vers 6 sê my volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis. Gebrek aan kennis van wat? Van wat hierdie boek vir ons sê. Want ons moet een ding reg verstaan, ek sê dit oral waar ek gaan, hierdie boek is die ware verhaal van twee vaders. Die Vader van liefde, God die Vader in die hemel, en die Vader van die leuen, Satan hier op aarde. Die ware verhaal van twee koninkryke, die koninkryk van lig van God die Vader en die koninkryk van duisternis van Satan. Die ware verhaal van twee ewighede, ewige heerlikheid saam met God, ewige hel weg van God af. Ek het heeltyd een van twee keuses. So die hele punt is ek moet my skrifte leer ken. Maar ek leer ken my skrifte eers wanneer ek die skrywer van die skrifte leer ken. Eers toe ek Jesus Christus persoonlik ontmoet het 26 jaar terug, gevul is met sy Heilige Gees, sy Heilige Gees my honger gegee het om self hierdie boek te lees, het hierdie tipe waarhede vir my begin oopbreek. Want toe ek my skrifte leer ken, omdat ek die skrywer van die skrifte leer ken het ek en Joey ook die krag van God leer ken. Die krag van God in ons huwelik. Jy weet dan ons is nog verder agter as Christel, ek en Joey is daarom nou eers op 31 jaar. So, hulle is op 40, hulle is op. Laas keer kon jy ook nie onthou toe ek jou gevra het, onthou jy? So julle is nou so 2 keer na mekaar met dieselfde vraag gekonfronteer. So, maar prys die Here vir 'n genadige God wat met elkeen van ons op pad stap. Maar ons moet leer wat sy woord vir ons sê. Ons moet weet wie's die God wat ons volg. En wat sê hy vir ons? En hoe wil hy graag hê ons moet lewe? Jy weet ons het hierdie liedjie ook nou weer gesing van hoe heilig hy is. En ons moet besef, ons is op pad na 'n heilige God se troon toe. My broer en my suster, ons kan nie al hoe meer onheilig begin leef saam met die wêreld en dink dis oukei vir hom nie. Want hy bly heilig. Nie in die liedjie wat ons gesing het ook gesê, worship as if you're already there in glory, but even now he still is holy. Jy sien, hy gaan nie eendag daar heilig wees nie. Hy is hier heilig. Want hy het nog nooit verander nie. Hy is altyd met ons. En in Romeine 6 vers 14 is die vers wat al die groot probleme veroorsaak daar buite vandag. So baie kerke predik wat hulle noem die super grace boodskap. En hy's baie keer gepredik en gebou op hierdie vers. Romeine 6 vers 14 sê, want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. En dan slaat hulle daai ene. Sê hulle, ja, maar sien jy, ons is nie onder die wet nie. Ons is onder die genade. Ons hoef glad nie meer te worry oor wat hier staan verder nie. Ons is net onder die genade. Sy genade is my genoeg, sy genade is my genoeg. Sy genade dek alles wat ek kan doen. Eintlik kan ek maar gedoen net wat ek wil, want sy genade is my genoeg. Want ek is nie meer onder die wet nie. Nou, ons het nou voor die tyd gebid. Toe ons gepraat oor John Lennox wat 'n baie skerp oomie is wat apologeet is, maar ook akademikus wat hy ook gesê het. Weet, iemand het hom 'n vraag gevra en toe sê hy, I remember the first time that question was asked, it was asked by a snake.
So jy weet, dis die tipiese vraag wat die mense gewoonlik vra, ja maar, ek is mos vry, sê die woord nie, jy is nie meer onder die wet nie. Want jy sien wat Satan probeer doen, want onthou mense, Satan ken hierdie boek beter as ek en jy. Hy ken hierdie boek so goed, hy quoteer die skrif vir Jesus Christus. So hy het die vermetelheid om God se woord vir God te quoteer. So wat laat jou dink, hy gaan hom nie vir jou quoteer nie, of teen jou gebruik nie. Net goed soos hierdie. So hy weet hierdie, en dan weet hy nog iets. Wat weet hy nog? Wat staan nog in die Bybel? Hierdie 2 verse. Romeine 4 vers 15 sê, want die wet werk toorn. Maar waar geen wet is nie, daar is ook geen oortreding nie. En Romeine 5 vers 13 sê, want voor die wet was daar al sonde in die wêreld, maar sonde word nie toegereken as daar geen wet is nie. Aha, jy sien, so, as ek nie meer onder die wet is nie, dan is daar ook meer geen oortreding nie, en dan gaan geen sonde my toegereken word nie, en dan kan ek moet doen wat ek wil. Nee, dis nie wat die woord vir ons sê nie. Maar dis die tipe argument wat Satan in mense se koppe insit. Om te sê, ja, sien jy man, ons is mos nie meer onder die wet nie, ons is onder die genade. Sy genade is vir my genoeg. Jy weet, as Jesus vir my kyk, of as die Vader vir my kyk vir my deur die bloed van Jesus. Hy sien nie eers meer die goed wat ek doen nie. Ek het nie so hy doen. Hy sien nie goed wat jy doen. En ek en jy moet besef, hy verlaag nie sy standaarde nie. In Jesaja 26 vers 10, hier is 'n baie interessante vers, waar die Here eendag vir my gewys het, ek het ook gelees oor goedertierenheid, geregtigheid en genade, wat hierdie ding vir my oopgebreek en ek het net my tussen my oë geslaan om te besef, dis so teenstrydig met wat die genadepredikers net preek. Kyk wat staan hier, word aan die goddelose genade bewys, dan leer hy geen geregtigheid. Wow. Wat onreg is, doen hy in 'n land van reg, en hy sien die hoogheid van die Here nie. Jy sien my broer en my susters, ek net heeltyd genade vir die mense sê, hoorie man, gee net jou hartjie vir Jesus, en sy genade is vir jou genoeg, en verder vir nie veel te doen nie. Word aan die goddelose genade bewys, dan leer hy geen geregtigheid nie. Nou geregtigheid, ek het 'n hele lesing net oor wat is geregtigheid ook, beteken in plain Afrikaans, God se manier van dinge doen. Want geregtigheid is iets wat ek doen, my broer en my suster. Die Bybel is baie duidelik daaroor. Vryspraak is iets wat ek ontvang, maar geregtigheid is iets wat ek doen. Ek doen God se geregtigheid. As ek God volg, hy is Yahweh Tzidkenu of Yahweh Tzedek, die Here my geregtigheid. Dis wie hy is. Dis sy naam, dit kom uit sy mond uit, geregtigheid kom uit my mond sê hy. Die troon van God staan op geregtigheid, sê die Bybel vir ons. Jy sien, so ek en jy sal eendag voor die troon staan as gevolg van sy genade waardeur ons gered is, maar ons gaan op sy geregtigheid staan. En dis wat ons moet besef, word aan die goddelose genade bewys, dan leer hy geen geregtigheid nie, want onreg is doen hy in 'n land van reg. So as jy nie vir 'n persoon sê, luister, as jy jou hartjie vir Jesus gee, moet jy weet, there is a cost to be paid. Daar is 'n koste wat bereken moet word as jy jou hart vir die Here wil gee, want die vyand gaan vir jou kom aanval. Jy gaan met sekere goeders moet deel. Jy gaan moet klaarmaak met sekere goeders. So jy moet verstaan, dis nie net, aanvaar net sy genade en gaan aan met jou lewe en doen net wat jy wil. Nee. Daar's baie, baie dieper dinge wat ek en jy moet verstaan, wat dit beteken om te sê, ek is uit genade gered, omdat ek so dankbaar is, omdat ek uit genade gered is, wil ek sy geregtigheid gaan doen. Wil ek God se manier van dinge doen, gaan toepas in my lewe. Waar? In my huwelik. In my verhouding met my kinders, in my besigheid, my verhouding met my werksmense, my familie, my vriende, wat ook al die geval mag wees. Dis waaroor dit gaan. Want jy sien in Maleagi 2 vers 17 staan daar, julle vermoei die Here met julle woorde. Nogtans vra julle, waarmee vermoei ons hom? Jy sien tipies die mens. Waarmee? Wie ons? Nooit. Waarmee vermoei ons hom? Deurdat julle sê, elkeen wat kwaad doen, is goed in die oë van die Here. En in hulle het hy behaag, of waar is anders die God van die reg? Jy sien, nee, maar waardeur vermoei ek Here? Sy genade, hy sien my mos dit sy genade het, so hoe vermoei ek hom? Jy maak droog. Hou op. Hou op om die Here te vermoei, met die goed wat jy eintlik voorstel is om mee te deel, en weet jy kan dit nie doen nie, maar ons wil dit altyd regverdig. Want ons skryf weg agter, nee, maar ek is onder sy genade. Nee, maar Jesus het so bietjie die standaarde verlaag nou. Sy genade het nou eintlik die res van sy geregtigheid uitgevee. Nee, ek is jammer vir jou, dis nie waar nie. Ek is so dankbaar vir sy genade.
Ek wil sy geregtigheid doen in alle aspekte van my lewe. Jesaja 5 vers 20, hier is natuurlik 'n baie belangrike waarskuwing. Wee hulle wat sleg goed noem en goed sleg, wat die duisternis lig maak en die lig duisternis, wat bitter soet maak en soet bitter. Wee jou. Die woord wee in Hebreëus beteken calamity and disaster waits. Calamity and disaster waits for them that calls evil good. So wee jou, as jy slegte goeders goed noem. As jy sê, ja, okay, die Here is, maar weet jy wat, ek weet jy is so 'n bietjie 'n probleem met die buurvrou, maar die Here is okay met dit, sy genade is genoeg, nee, ek het nie soveel. Wee jou wat sleg goed noem. Wee jou, ellende wag vir hulle wat sleg goed noem. En vice versa. En hulle wat goed sleg noem. So wee jou ook as jy iemand wat in geregtigheid wandel, wat werklik geregtigheid preek, wat werklik opstaan vir die geregtigheid sê, ag nee, wat jy's nou te. Moenie so te wees. Wee jou wat goed sleg noem. So ons moet baie versigtig wees, my broer, my suster, saam met wie praat ons, want onthou die woord sê ook. Ek sit nie in die kring van die spotters nie. Ek staan nie in die raad van die goddelose nie. Praat nie saam met die res nie. Ja, maar die Here gaan nie omgee as ek hierdie ou vuil grappie net vertel nie. Nee, ek is jammer, hy gaan. Weet jy hoekom? Julle het my dit al baie keer gehoor, maar van julle is nie hier wat dit dalk nog nie gehoor het nie. Toe ek baie jare terug vir die Here gevra het, Here, hoekom wil U nie ek moet drink nie? Toe gee hy my Galasiërs 2 vers 20, wat sê ek lewe nie meer nie, maar Christus leef in my. Toe vra ek Vader, wat beteken dit prakties om te sê Christus leef in my? Toe sê hy, Tiaan, dit beteken prakties. My oë is in jou oë, my mond is in jou mond, my keel is in jou keel, my hande is in jou hande en my voete is in jou voete. Jy sien, is nie 'n klein miniatuur Jesus in my hart nie. Dis 'n life-size Christus binne my en hy vra my die vraag, soos jy drankie indruk en wie se keel gooi dit? Ek sê Vader in U se en hy sê nou dink ek wil drink, ek sê Heilige God. Slaan my voete onder my. Laaste keer in my lewe wat ek 'n druppel drank gedrink het was Januarie 2000, 25 jaar terug, nog nooit weer nie. My seun toe begin hy ook vir my die vraag vra. En hy sê vir my seun, so vra my kinders, so wat laat jy my rook my kind want my mond is in jou mond? Wat laat jy my vloek my kind want my mond is in jou mond? Dink jy ek wil daai vloekwoorde gebruik? Dink jy ek wil daai vuil grap vertel wat jy nou vir jou vriende vertel? Jy sien, en as hierdie tipe ding jou begin tref, my broer en my suster, dan kan jy nie meer nie. Hoekom? Omdat ek lief is vir my God, omdat ek in 'n liefdesverhouding is met die koning. Nie omdat ek my wegkruip agter, ag nee, maar sy genade, hy sal verstaan. Nee, ek het 'n heilige God binne my. Hoe praat ek? Hoe praat ek met my vrou? Hoe praat ek met my kinders? Hoe praat ek met my werksmense? Want ek het God se mond binne in my. En jy weet, ons kan gou-gou weer eens met die selfregverdigende argumentjies kom. Kom ons gaan so een terug. Daai ene wat hy sê, kom terug. Waar my vermoei is om. Ag nee, maar die Here gee nie om as ek so praat nie. Die Here weet maar dis wie ek is, jy weet. Dis maar my persoonlikheid, jy weet. Dis maar hoe ek gemaak is. Ja, sê Satan vir jou, ja. Jy vermoei die Here, my broer en my suster. So kom ons begin verander, want die Bybel sê, moenie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar word verander deur die vernuwing van jou gemoed. Met ander woorde, ek moet anders begin dink oor wie ek is, en ek moet anders begin spreek oor dit wat die Here van my verwag, en hoe hy wil hê ons moet lewe. So wee hulle wat sleg goed noem en goed sleg, wat die duisternis lig maak en die lig duisternis. Wee jou as jy dit doen. Sien Matteus 5 vers 17 tot 19 sê Jesus, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titteltjie van die wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het. Okay, vraag, het die aarde al verbygegaan? Nope. So, wat staan daar? Ons skryf aan julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie, maar wat het ons groot geword weer eens mee in ons kerke? Ja, maar jy weet, dis nou jou interpretasie. Ek interpreteer dit anders. Hou op interpreteer, lees wat daar staan. Lees wat daar staan. En natuurlik uit die aard van die saak, dan moet ek begin verstaan wat daar staan. As ek begin verstaan wat daar staan, moet ek begin doen wat daar staan. Jy sê, maar Jesus sê vir my, ek het nie gekom om te ontbind nie. So ek kan nie sê, ek is nie meer onder die wet nie. Nee, ek is nog onder wat? Die wet wat nou lewend geword het vir my. Waar is hy heen? Hy's nog hier, maar waar is hy heen? Hy's hierheen. Jy sien, toe ek Jesus Christus aanneem, en hy kom lewe binne in my, toe skuif die wet. Van waar af? Uit die boek uit in my harte. Want toe sê hy, ek sal my wet in hulle harte skryf.
Nou is ek in 'n verhouding met hom. Ek is lief vir hom. Ek wil hom graag please. Jy sien Galasiërs 1:10 sê, soek ek dan nou die guns van God of soek ek die guns van mense? Want as ek die guns van mense soek, dan sou ek nie 'n diensknegt van Christus wees nie. So if I want to be a people pleaser, I will not be a God pleaser. But if I want to be a God pleaser, you will not be a people pleaser. Jy moet dit weet. As jy besluit, jy soek God se guns, gaan die mense vir jou grief gee. Ja, jy raak nou te. Onthou sy genade is genoeg, man. Hy gee nie om as ek nou hier so staan en syp 'n bietjie vloek en vuil grappe vertel nie. Hy sien my deur die bloed van Jesus. Nee, ek het nie so. Hou luister na Satan se leuns. Hou luister na die slang wat daai goed in jou kop insit. Want Jesus gaan aan om te sê, elkeen dis, kyk nou mooi wat staan hier. Elkeen dis wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele. Maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. So ja, elkeen dis wat een van die minste van hierdie gebooie breek deur te sê, ag man, ons is nie meer onder die wet nie. Jy hoef dit nou nie meer te doen nie. Jy hoef nou nie meer moeite te doen om uit te vind wat is op jou huwelik van toepassing of wat is jou finansies van toepassing en wat is op jou werksmense. Jy hoef nie meer daai moeite te doen nie. Gaan net aan. Doen wat die wêreld doen dit soos die wêreld. Die Here se genade is vir jou genoeg. Ek het nuus vir jou. Elkeen wat een van die minste van hierdie gebooie breek en ander mense so leer om dit ook maar te kan breek, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemel. Maar elkeen wat dit doen en leer. Sien, dis een ding my broer en suster wat my getref het tussen my oë toe ek die Here Jesus Christus persoonlik ontmoet ek destyds en toe was ek op daardie stadium 'n ouderling in die kerk. Wat sê dit vir my? Jy kan reguit op pad hel toe wees al was jy ouderling in die kerk, wat ek was. Ek was in 'n verhouding met Jesus Christus. En eers toe Jesus Christus persoonlik ontmoet het, toe besef ek, weet jy wat? Ek het geglo wat my dominee my vertel het. Alles wat die dominee vir my gepreek het op 'n Sondag het ek geglo. Maar ek het nooit die Bybel gedoen nie. Ek het geglo wat hy vir ons sê oor die huwelik of wat ook al, maar ek het nie noodwendig in my huwelik toegepas nie. So ek het nooit die Bybel vir my toegeëien nie en omdat ek hom nie toegeëien het nie, het ek hom nie toegepas nie. Maar die Bybel is 'n doenboek. Want in Lukas 6:46 sê Jesus, wat noem julle my Here, Here en julle doen nie wat ek sê nie. Deuteronomium 30:14 sê, maar baie naby jou is die woord in jou mond en in jou hart om dit te doen. Jakobus 1:22 sê, word daders van die woord, doeners van die woord. En nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. So as ek hier sit en ek hoor wat die woord sê en ek gaan uit en ek doen die teenoorgestelde, dan bedrieg ek net myself. Bedrieg niemand anders nie. Jy sien, as ek vir almal vertel hoe heilig is ek, maar ek kom by die huis en ek vloek en ek skel op my vrou en my kinders, dan bedrieg ek net myself, ek bedrieg nie my vrou en my kinders en hulle sien deur my. As ek vir almal vertel ek's 'n groot Christen en ek's elke Sondag in die kerk, maar van Maandag tot Vrydag vloek ek op my werksmense en ek skel hulle en ek breek hulle af en ek verklein neer hulle en ek verneder hulle. Weet jy wat? Ek bedrieg net myself. Bedrieg nie my werksmense nie, hulle sien deur my. Hulle sien ek is wat? Hulle sien ek is skynheilig. Ek het 'n skyn van heiligheid, maar daar's nie ware heiligheid nie. Hoekom? Want ek dink ek is vry van die wet. Ek dink ek hoef nie meer die geregtigheid te doen nie. Ek dink ek hoef niks meer van hierdie te doen nie. En ek sê nog of ander mense ook, ja, julle hoef ook nie. Julle hoef nie te worry nie, man. Oppas. Dis 'n waarskuwing daar. Daar's 'n waarskuwing daar. En in Matteus 12:35 moet ons besef Jesus is nie teen homself verdeeld nie. Hy sê elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, word verwoes. En elke stad of huis wat teen homself verdeeld is, sal nie bly staan nie. So my broer en my suster, die God wat ek en jy dien, is nie teen homself verdeeld nie. Hy is nie teen homself verdeeld nie. So hy sal nie een ding sê en 'n ander ding doen nie. Maar die slang kom en hy maak dat ons een ding sê en iets anders doen. Sê ons is Christene, maar ons tree soos hooligans op. Jy weet, iemand het eendag vir my gesê, as jy 'n lemoen vat en jy druk hom, wat kom uit? Lemoensap. En as jy 'n suurlemoen vat en jy druk hom, wat kom uit? Suurlemoensap. Hy sê as jy Christen vat en jy druk hom, wie spring uit? Jesus of die duiwel? En ongelukkig in die meeste gevalle is dit die duiwel. Maar as dit iemand wat met sy mond so lank verklaar, maar ek is 'n heilige, ek is dit van die Here, maar toe hy gedruk word, toe spring die duiwel uit. My broer en my suster, gaan ek en jy werklik heilig lewe of gaan ons skynheilig wees? Gaan ons kies
om soos Jesus te wees. Want hy's nie teen homself verdeeld nie. Hy gaan nie een ding in sy boek skryf 1000 jaar terug, 2000 jaar terug, 3000 jaar terug, 4 noem die tye. En dan sê hy vandag, ag nou kan jy dit maar doen nie. Ek het nou my mind gechange. So right, jy kan dit doen. Chris, actually vir jou, jy's okay. Jy kan dit maar doen. Nee, hy's God. Hy's God. Hy het nog nooit verander nie. Hy's nie teen homself verdeeld nie. Die ding aan opkom, so ek moet dit nou maar sê. Aangesien ek nou net gesê deur hoekom die Here gesê het ek moet nie drink nie. Want onmiddellik sal die ouens weer wat vir jou sê, ja, maar onthou Jesus het die water in wyn verander. Maar kom ek stel vir jou so. Chris het 'n mooi boekie geskryf ook daaroor. Ek het ook 'n boek daaroor geskryf, maar die hele punt is, kan ek vir jou net uit die Bybel het bewys dat Jesus nie die water in wyn verander het nie. Never mind al die argumente oor oinos en jy weet, sigar en al die ander woorde van die Hebreëus en die Grieks. Sommige in plain Afrikaans, waarom het Jesus nie die water in wyn verander nie? As gevolg van daai vers, ek wil jy moet hom mooi in jou hart nou vashou. Nou in Habakuk 2 vers 15 sê die Here. Wie is die Here? Vader, Seun, Heilige Gees. Is Jesus deel van die drie-eenheid? Jep. So hy's ook God. So in Habakuk 2 vers 15 in die Ou Testament sê God, wee hom wat aan sy naaste drank gee. As hy weer wee, ek het net vir jou gesê die woord wee beteken calamity and disaster waits, ellende wag. So wee hom wat aan sy naaste drank gee. So as God nie teen homself verdeeld is nie, sou hy in die Nuwe Testament vir sy naaste by die bruilof van Kana drank gegee het? Nee. Want hy's nie teen homself verdeeld nie. Maar wat is ons probleem? Ongelukkig ons Afrikaanse taal. Hy's bietjie gebrekkig, ons het een woord vir wyn. Hebreëus en Grieks het baie meer woorde vir wyn. En dit is nogal interessant dat as jy in Israel in 'n druiweprieel stap en daar hang 'n druiwetros en noem hulle dit wine. Because it's the true fruit of the vine. Jy sien so, beteken nie daar's nie drank in Israel nie. Hulle is mekaar nie verkeerd verstaan nie. Iemand het nou gesê beteken maar drink hulle nie in Israel nie. Hulle suip in Israel. Hulle is mekaar nie verkeerd verstaan nie. Daar's gewone drank ook daar. Ons was 'n paar keer daar. Dit gaan lekker jolig daar. Maar wanneer ek en jy sê ons stap 'n pad met die Here, ek wil nie meer nie. Ek wil nie meer nie. Want ek dien 'n heilige God wat nie teen homself verdeeld is nie. En dis wat ons moet besef. En het hy sy mind gechange? Nee. Want hy sê Maleagi 3 vers 6, want ek die Here, ek Yahweh, het nie verander nie. Hy het nie verander nie. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in alle ewigheid. So dit wat hy gister gesê het 4000 jaar terug, sê hy vandag nog, sal hy tot in ewigheid sê. Dit wat hy gister gesê het deur 'n vriend se mond wat vir my preek, sê hy vandag nog en sal hy tot in ewigheid sê. Want hy het nog nooit verander nie. En dis wat ons moet besef, wie wil verander? Ons wil. Want ek hoor dit so baie daar buite. Met hierdie hele ding van ja, maar jy weet die Here moet net bietjie meer relevant raak. Die Here moet bietjie withered raak. Hy moet bietjie bykom by die tye. Ek het nuus vir jou. Ons gaan voor daai antieke God se troon staan. Wat is? Wat was? En wat sal kom? Ons moet besef, hy het nog nooit verander nie. So dit gaan altyd oor sy siening, my broer en my suster. Dit gaan nooit oor my vriende se siening nie. Dit gaan nooit oor my pastoor se siening nie. Dit gaan nooit oor my dominee se siening nie. Dit gaan oor my God se siening. Is daai ding aanvaarbaar vir God? Ja of nee? Dis hoekom ek sê, ek het daai tyd moet toe vir die Here vra, Here, hoekom wil U nie ek moet drink nie? Het hy my tussen my oë geslaan dat jy weet want my dominee het vir my gesê ek mag maar matig drink. Toe sê God van my, maar my mond is in jou mond. Dink jy ek wil drink? So jy sien, dit gaan nie oor die mense se siening nie. Dit gaan oor my God se siening. Want ek gaan nie voor die mense troon staan nie, ek gaan voor God se troon staan. En dis wat ons moet besef. En hy het nog nooit verander nie. Nou kom ons kyk bietjie, sommer net dan so 'n paar voorbeelde oor hoe verhoog Jesus elke keer die standaard. Matteus 5 vers 21 en 22 sê Jesus is aan die woord. Hy sê julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is, jy mag nie doodslaan nie. Maar elkeen wat doodslaan, moet verantwoording doen voor die gereg.
Nou sê ons, ja, maar ek het nog niemand doodgeslaan nie. Kyk wat sê hy. Maar ek sê vir julle, elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die reg. En elkeen wat vir sy broeder sê raka, nou daai woord raka is 'n Galdeese woord. Dit beteken a worthless one. Moet verantwoording doen voor die groot raad. En elkeen wat sê jou dwaas, moet verantwoording doen in die helse vuur. Hoepsie. Daar gaan die standaard. Op. Nie af nie. Jy sien wat ons so gou geneig om te sê, man hierdie ou is sommer 'n dwaas. Ek wil niks meer doen nie, jy's 'n dwaas. Oppas. Wees versigtig. Jy sien julle dwaal omdat julle die skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie. Ons moet besef mense, Jesus verlaag nie sy standaarde nie. Nog eene. Julle het gehoor, Matteus 5 vers 27 tot 28. Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is, jy mag nie egbreek nie. En sê ons my, ja maar ek het nie egbreek gepleeg nie. Dan sê hy, maar ek sê vir julle, dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg het. Dan gaan die standaard alweer op. Dis nie net meer, maar ek het nie egbreek gepleeg nie. Ek was nie seksueel besig met iemand gewees fisies nie. Nee, maar jy het gekyk om te begeer. Jy het dit reeds gedoen. So mense, ons moet een ding reg verstaan, ons moet ophou wegkruip agter ons gebrek aan kennis van wat die woord van ons sê, punt 1. Punt 2, agter ander mense se opinies en sieninge van genade, genade, genade. En besef, yes, sy genade, uit sy genade is ons gered. Ek is so dankbaar vir sy genade. Ek verstaan sy genade 100%. Maar ek kruip nie weg agter daai genade nie. Want dis wat baie mense wil doen. Ja, ek is so dankbaar dat ek gered is vir genade, kan maar doen wat ek wil. Nee. Glad nie. Kyk wat sê Jesus. As jy net na 'n vrou kyk, my liewe suster, moet nou nie vir my sê ja, maar daar staan nou nêrens in die Bybel elkeen wat na 'n man kyk om hom te begeer. Dis ingesluit daarbey. OK? So alhoewel daar nie 'n spesifieke vers hoe dit is nie, dit cover jou ook. Elkeen wat na 'n man kyk om hom te begeer, my liewe sus, het reeds in jou hart egbreek gepleeg met hom. So ons moet versigtig wees. Ons moet baie versigtig wees. Matteus 5 vers 33 tot 37 sê hy, verder het julle gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is, jy mag nie vals sweer nie, maar jy moet jou ede aan die Here hou. Dan sê ons, ja, maar sien, ek het nie vals gesweer nie. Dan sê hy, maar ek sê vir julle, sweer hoegenaamd nie. Nie by die hemel nie, omdat dit die troon van God is, ook nie by die aarde nie, omdat dit die voetbank van sy voete is, ook nie by Jerusalem nie, omdat dit die stad is van die groot koning, ook by jou hoof mag jy nie sweer nie, omdat jy nie een haar wit of swart kan maak nie, maar laat julle woord wees, ja, ja, nee, nee. Wat meer is dit, is uit die bose. Dan sê die mense my, maar nee, Tiaan, jy weet, sekere plekke moet mense mos nou maar sweer, jong, as jy nou in die hof aangaan, moet jy ook gaan sweer. Nee, dit is ook nie te sê nie. Klompe jare terug moes ek getuig in 'n hofsaak. En toe die landros my vra, meneer, sweer jy dat jy die waarheid sal praat? Toe sê ek nee. Toe sê hy, hoe nou? Toe sê ek, want ek onderneem om die waarheid te praat, want volgens my woord sweer ek hoegenaamd nie. Ek onderneem voor hierdie hof om die waarheid te praat, want dit is deel van my geloof. Want ek het die waarheid in my, en die landros het dit so ingeteken. Daar is niks wat sê jy moet sweer in 'n hof nie. Want my Bybel sê, hoe sweer hoegenaamd nie. Ja, en die mense kan gou as jy met hulle gesprekke is vir jou sê, ja, maar ek sweer ek praat die waarheid. Broer, hoop. Moenie, seker goed sê nie. Want Jesus verhoog sy standaard. Ja, maar ek het nou nie vals gesweer nie. Maar is tog nie ook interessant as ouens vir jou sê, ek sweer ek praat die waarheid, jy ou vir jou lieg nie. Jy het al agtergekom. So hy sweer in 'n geval vals. Dis altyd vir so 'n klein seker hierdie goed, maar in 'n geval. Mense, so ons moet regtig besef, ek en jy dien 'n wonderlike Vader. Ons dien 'n wonderlike God, 'n liefdevolle Vader, maar wat nog steeds die heiligste van alle heiliges is. Ons is op pad na sy troon toe. En ek en jy kan nie soos die wêreld wil wees en dink dit gaan vir my God aanvaarbaar wees nie. Ek kan nie saampraat met die mense van die wêreld en dink dis vir God aanvaarbaar nie. Ek kan nie soos hulle optree en dink dit is vir God aanvaarbaar nie. Ja, jy weet as jy so luister na 'n klomp manne, veral ons wat nou golf speel en so aan, manne baie keer nou daar by die 19 en bytjie sit.
is nadat hulle al die Holy Ones gemis het op die eerste 18 bytjies, en slaan hulle al die Holy Ones op die 19de. Want is so een na die ander wat hulle gooi, jy weet. Dan, jy weet, ek sukkel 'n bietjie met my vrou. Man, ek sê jou, jy weet, dis hoe jy nou met 'n vrou werk, en dan is 1, 2, 3, 4, 5. Nee, dis nie hoe jy met 'n vrou werk nie. Hierdie boek sê vir jou werk jy met 'n vrou. Maar sien, ek luister na my vriende, en ek word soos my vriende. Ons moet versigtig wees. Verstaan, daar's 'n vers in Korintiërs wat sê, swak gesprekke bederf die sedes. So oppas vir jou swak gesprekke. Oppas met wie jy in gesprekke inkom. En ek sê ook altyd vir mense, moenie so sleg voel, as jy by die werk, werklik die lig van Jesus begin laat skyn, en mense weet, jy staan op vir die waarheid, en dan staan 'n groepie van hulle, en chi, daar by mekaar teetheid, en nou kom jy aangestap, en dan sê, shh, en hulle bly stil. Weet jy wat gebeur aan die meeste van dit? Sê die mense vir my, ek voel so sleg, omdat hulle nou stil bly, as ek nou aankom. Hou hulle nie van my nie, sê ek, my broer, my suster, moenie sleg voel nie. Weet jy wat 'n dag gebeur? Die lig in jou, het die duisternis aan 'n hele groep so plat geslaan. So prys die Here daarvoor, dat hulle die lig in jou aanskou, en weet, hulle kan nie die tipe goed met jou bespreek, wat hulle besig is om onder mekaar te bespreek. Jy sien, wat ek dien 'n heilige God, wat nie sy standaarde verlaag en sê, okay, jy is nou maar vry van die wet, jy hoef nou niks meer van hierdie goeders te doen nie. Jy moet maar 'n bietjie studie doen om te sien, wat sê die woord vir ons. Matteus 5 vers 38 en 39 sê, julle het gehoor dat daar gesê is, oog vir oog en tand vir tand. Maar ek sê vir julle, dat julle slegte mense nie moet weerstaan nie. Maar as iemand jou op jou regterwang slaan, draai ook die ander een om. En hierdie ene wat hy die ouens lekker oor. Jy weet, ek sal my een wang draai, maar daai tweede ene nie. Wat sê die woord vir jou? Ons is nie meer op 'n oog vir oog en 'n tand vir 'n tand nie. Ons het geestelike autoriteit in sekere situasies om te kan bid wanneer daar 'n aanval kom. Om teen die aanvalle te bid. Om te bid vir die beskerming van die bloed van Jesus oor ons. Vir die Here te vra om sy engele rondom ons te blaas. Ek het video's op my laptop van mense wat met pistole aangehou was. Wat gesê het in die naam van Jesus sal jy weggaan, wat die pistool net klik. Wat mense uit winkels uit hardloop, hulle sê in die naam van Jesus. Ek sien almal wil net nog pistole koop en nog R4's en nog. Want die Bybel sê oog vir oog en 'n tand vir 'n tand. Jesus sê. Wat sê Jesus? Jy sien, met ons gaan voor sy troon staan, hy gaan nie voor ons troon staan nie. Matteus 5 vers 43 tot 45. Julle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyand moet jy haat. Dan sê hulle, yes, jy sien. Ons oudste dogter het eendag in 'n preek gesit in 'n gemeente in Louis Trichardt, waar daar gepreek is oor daai eerste deeltjie, net die eerste sinnetjie. En daar is gesê, sien julle, Jesus sê, ons moet ons vyande haat. So ons kan maar ons vyande haat. En hy preek niks verder. En sy sê, sy kan sien in die mense se oë toe hulle uitstap, ja, sien jy, die dominee sê, ons mag ons vyande haat. Maar kom ons lees net verder. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê. Oh, goodness. So noem jou vyand. Geef hom 'n naam daar buite. Of jy nou 'n politieke persoon se naam daar wil sit, en of jy nou 'n ou wat jy by die werk seer gemaak het se naam daar wil sit, sê, ja, hierdie ou is my vyand. Well, guess what? Jy moet hom gaan lief hê. Nee, ek interpreteer dit anders. Vergeet jou interpretasies, lees wat daar staan. Wie is aan die woord? Jesus Christus. Wie is hy? God. Julle moet julle vyande lief hê. Maar weet julle wat is ons probleem, my broer en my suster? Die eenvoudige rede dat ons nie weet wie ons is nie. Ons weet nie dat ons ook liefgehê kan word nie. Ons probleem is, die Bybel sê met jou naaste lief hê soos jouself. Nou is die moeilikheid, dat baie van ons het nie onsself lief nie. So as ek nie myself kan lief hê nie, hoe gaan ek my naaste lief hê? En as ek nie my naaste kan lief hê nie, hoe op aarde gaan ek my vyande lief hê? Christus het ook die boek geskryf oor 'n behoefte aan liefde. Jy sien, want ons moet besef, God het ons gemaak om liefde te wil ontvang. Maar ons glo dit in baie gevalle nie. En omdat ek nie glo ek is waardig om liefgehad te word nie, kan ek nie liefde gee nie.
En kan ek in baie geval ook nie liefde ontvang nie, want ek dink nie ek is waardig nie. So nou wil my kind my kom druk en ek sê vir my kind, nee, is nie nou tyd vir drukkies nie. Hoekom nie? Want ek dink nie ek is waardig om liefde te mag ontvang nie, selfs van my eie kind af nie. Nou druk ek my kind weg en my kind word groot met verwerping. So wat moet ons doen? Ons moet na die bron van alle liefde toe gaan. En vir die bron van alle liefde sê Vader, U is liefde. Leer my hoe lief U my het. Want as ek kan leer om myself lief te kry soos wat U my lief het, dan kan ek my naaste begin lief hê soos myself en dan kan ek selfs my vyande begin lief hê met God se liefde. Maar kom ons gaan aan. Seën die wat vir julle vervloek. Die wêreld sê ag nee man, hy het jou gevloek, vloek hom terug. Seën die wat vir julle vervloek. Doen goed aan die wat vir julle haat en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. Sodat, kyk nou mooi na die sodat wat? Sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is, want hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies en hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. So, my broer en my suster, wil jy 'n kind word van jou Vader wat in die hemel is? Dan moet jy daai doen. Sjoe. Etienne, maar is moeilik. Ja, so baie is die Here vir die vers wat sê ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Want ja, in ons eie krag kan ons dit nie doen nie, my broer en suster. In ons eie krag is ons nie in staat hiertoe nie. Maar as ek weet wie ek is in Christus, en ek weet ek het die lewende God binne my wat my help, dan kan ek die goed doen. Maar dan moet ek hom vra om my te help. En as hy my help, moet ek klaarmaak daarmee. Moet ek klaarmaak met die verkeer is, moet ek daai standaarde wat hy stel, moet ek nastrewe. Want onthou ons is op pad na die wenstreep toe. Wie se wenstreep? Syne. Nie die wêreld se nie, syne. Dis waar ons op pad is. So ons moet ons oog op daai wenstreep hou en jy kan dit doen. Want hy sal jou help. Hoekom? Want hy het ons eerste lief gehad. 1 Johannes 4 vers 19, ons het hom lief omdat hy ons eerste lief gehad het. Hy het ons eerste lief gehad. En omdat ek hom lief het, kan ek hierdie goeders doen. Wil ek hierdie goeders doen? Wil ek verander? Wil ek nie meer soos die wêreld wees nie? Wil ek nie meer so met my man praat nie? Wil ek nie meer so met my vrou praat nie? Wil ek nie meer so met my kinders praat soos wat ek dit in die verlede gedoen het nie? Ek wil verander. En dan sê Johannes 21 vers 25, en daar is nog baie ander dinge wat Jesus alles gedoen het. Maar as hulle een vir een beskryf moes word, sou die wêreld self, dink ek, die geskrewe boeke nie bevat nie. Amen. Baie dinge. Hier is sommer net 'n paar voorbeeldjies wat ek vir jou gewys het. Maar weet jy, wanneer jy werklik self in hierdie intieme verhouding is met Jesus Christus, jy begin self hierdie boek van jou oopmaak. Jy begin hom lees. Ek onthou, ek was 36 jaar oud op baie stadium, toe ek een aand op my knieë langs my bed gestaan het, my Bybel was oop voor my. En ek het daai aand vir die Here gesê, Here, ek gaan hierdie boek self begin lees. Ek gaan hom van voor af agter toe lees, ek gaan hom van agter af vorentoe lees. Ek gaan hom van die middel af kant toe lees en ek gaan hom van die kant af middel toe lees. En as ek goed hier raak lees, wat ek sien ek doen, gaan ek ophou as dit verkeerd is in U oë. En as ek goed hier raak lees wat ek sien ek nie doen nie wat ek veronderstel is om te doen volgens U woord, gaan ek dit begin doen. En toe ek dit begin doen, toe werk dit. Toe werk dit in my en Joey se huwelik. Toe werk dit in ons kinders se lewens, toe werk dit in ons finansies en toe werk dit in die oorlog waarin ons bevind. Maar ons het nodig om te lees wat hierdie boek vir ons sê. Jy weet, so baie mense kom in baie mense se slaapkamers as ons gebid in 'n huis, dan lê die Bybel daar op die bedkassie. En bo op hierdie Bybel lê daar 5, 6, 7 ander boeke. Jy weet of dit nou Joel Osteen is en of dit nou Kenneth Copeland is en of dit nou wie die ouens is daar buite wat vreeslike boeke skryf. Dan sê ek, hier's nou 'n probleem. Sê hoekom? Sê ek, wanneer jy gaan hierdie boek probeer lees deur die bril van hierdie boeke, draai jou hoopie om. Dat hierdie boek bo lê en hierdie boeke onder, sodat jy hierdie boeke lees deur die bril van hierdie boek. So as jy enigiets in hierdie boeke lees wat nie in lyn is met hierdie boek nie, dan gaan daai nou asblik toe. En ek sê vir ons, sluit in ouens soos ek en Chris wat self klomp boeke geskryf het al. As jy enigiets in my boek lees wat nie in lyn is met die boek, gooi hom in die asblik. Moenie nie dink jy moet hierdie in die asblik gooi nie. Hierdie nou moet jy verseker weet. Ons moet ons skrifte ken, my broer en my suster.
Hierdie is net genoeg. Hierdie is die tippie van die ysberg wat die Vader vir ons gee, wat hy weet ons nodig het om in ewigheid in te kom. Want as hy alles sou moes geskrywe het, hoe dik dink jy sou die boek gewees het? Ons kom nie eens deur die ene nie. Hoe sou ons deur daai ene gekom het? So hy gee vir ons genoeg om in die ewigheid in te gaan. Maar nie net in die ewigheid in nie, om nou te lewe. Want ons moet besef, 1 Timoteus 4 vers 7 en 8 sê, maar verwerp onheilige en oudwyfse fabels en oefen jou in die godsaligheid. Want die godsaligheid het die belofte van beide die teenwoordige en die toekomende lewe. Jy sien, as ek my oefen in dit wat hier staan, in God se dinge, in God se manier, dan het ek die belofte van 'n goeie lewe nou en die toekomende lewe wat wag. Die ewigheid wat vir ons wag. Romeine 6 vers 12 tot 15, kom ons kyk wat dit regtig nou daar gestaan. Die vers wat almal so uit konteks uit wil aanhaal. Kom ons kyk na die hele stukkie. Laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. Want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Soos ek sê, en almal gaan net vir daai vers. Maar kom ons lees die volgende ene ook. Wat dan? Sal ons sonde doen, omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder die genade? Nee, stellig nie. Hoekom nie? Want die wet is nou op my hart geskryf. Hy is nog steeds daar. Ek gaan nie sonde doen, omdat ek nou onder die genade is nie. Jy sien, ons moet een ding reg verstaan. In die Ou Testamentiese tyd het hulle geprobeer regverdig word deur die onderhouding van die wet. Jy kan nie gered word deur jou onderhouding van die wet nie. Maar as ek dankbaar is vir die genade waaruit ek gered is, dan leer ek uit die wet uit. Ek kan leer van Genesis 1 vers 1 tot by Openbaring 22 vers 21. Daar is nie 'n vers waaruit ek nie iets kan leer in die Bybel nie. Julle wat nou deel is van hierdie gemeente weet, Chris preek baie oor die patroon. Die patroon in die Ou Testament wat vervul word in die Nuwe Testament. God se patrone is alles hier. Maar ek kan nie die twee van mekaar losmaak nie. Dis een geheel. Romeine 7 vers 6 tot 8 sê, kyk nou mooi, want die ouens wil hierdie vers ook baie keer gebruik, maar nou is ons ontslaaf van die wet. Jy sien, dan sê hulle ook net tot daar. Boem, sien jy? Ons is ontslaaf van die wet. Nee, lees verder. Waardeur ons gebonde was, aangesien ons dit afgesterf het, sodat ons dien in die nuwigheid van die gees en nie in die oudheid van die letter nie. Wat sal ons dan sê? Is die wet sonde? Nee, stellig nie. Inteendeel, ek sou die sonde nie anders as deur die wet geken het nie, want ek sou ook die begeerlikheid nie geken het nie, as die wet nie gesê het, jy mag nie begeer nie. Maar die sonde het aanleiding gevind deur die gebod en in my allerhande begeerlikheid gewerk, want sonder die wet is die sonde dood. Jy sien, die wet leer my wat is sonde. En omdat ek nou lief is vir die Here, en ek weet sy wet sê dit is sonde, wil ek dit nie doen nie, want ek is lief vir hom. Ek is nie meer bang hy gaan my zap met 'n bliksemstraal nie, my broer en my suster. Ek is lief vir hom, en omdat ek lief is vir hom, as hy sê dit is sonde, sê ek bly weg af vanaf. Want hy wet is nou op my hart geskryf. Jesegiel 36 vers 26 en 27 sê, en ek sal julle 'n nuwe hart gee, en 'n nuwe gees in julle binneste gee, en ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle 'n hart van vlees gee, en ek sal my gees in julle binneste gee, en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. Daar's hy weer. Daar's hy weer. Doen. Dat julle my insettinge moet wandel en my verordeninge moet onderhou en doen. Soos my Bybel sê, in Efesiërs 4 vers 29, geen vuil woord mag oor jou lippe kom nie. Hoeveel is daar? Hoeveel is geen? Geen. Ja, maar dis maar wie ek is. Dis maar my manier van praat. Ek sal my gees in julle binneste gee en ek sal maak dat julle my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. Weet julle maar, dit vloektaal word ongelukkig so deel van ons alledaagse taal. Ons kom dit nie eens mee agter nie. Ek weet nie jy nie, Chris, maar ek het letterlik al ouens by my vir berading gehad. En begin ons praat, dan kom hy so uit.
Dan sê ek, wow, het ons nie net gebid en gevra die Here moet hier wees nie? Ja, maar hoekom, wat? Ek sê, het jy gehoor wat jy nou net gesê het? Nee, wat? Sê ek, okay, jy het die woord gebruik. Kan nie wees nie. Okay, kom ons bid. Begin ons gesels. 2 tellings later, kom hy, sê ek, wow, het jy gehoor wat jy nou net gesê het? Nee, wat? Jy sien, maar dit word so deel van my gewone taal, dat ek dink dis aanvaarbaar vir my God, terwyl my God se mond in my mond is, en wil hy daai vloekwoord gebruik, ja of nee? Ek sê, ek is Christen. Ek sê, ek is heilig. En ja, is baie maklik om weer eens te sê, ja, maar jy weet, is maklik hierso, maar jy weet, daar buite, kom werk jy saam met die ouens al wie ek werk. God is daar. Hy's in jou. Ek's nie daar nie. Ek's nie daar nie. Ek weet dat my God is elke oomblik van elke dag binne in my. Sy mond is in my mond. Wat kom uit my mond uit? Wandel julle in my insettinge? Onderhou julle my gebooie? My verordeninge? Doen julle dit? Ek sê dan julle moet dit doen. En wat noem julle my Here, Here, en julle doen nie wat ek sê nie? Jy sien hierdie tipe van goed, my broer en suster, wanneer dit jou in die hart tref, omdat jy lief is vir jou Here, kan jy nie meer die goed doen nie. Hulle begin so van jou afval, so een na die ander. Want ek begin dit weerstaan met alles binne my. Maar dan moet ek besef, dit gaan oor die Heilige Gees wat in my is. Wat vir my die woord oopbreek, want 2 Korintiërs 3 vers 5 en 6 sê, nie dat ons uit onsself bekwaam is, om iets as uit onsself te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit God. Wat ons ook bekwaam gemaak het, as dienaars van die Nuwe Testament, nie van die letter nie, maar van die Gees. Want die letter maak dood, maar die Gees maak lewend. Jy sien my broer, my suster, jy kan hierdie boek oor en oor en oor lees, is dit dooie letters. Maar as jy hierdie boek oopmaak, deur die bril van die Heilige Gees, word dit lewend. Dan word dit lewend. So as jy in hierdie boek vat, moet jy vir die Here sê, Here, ek wil vanaand 'n stuk lees. Deur u Heilige Gees, breek asseblief vir my oop. Wat wil u vanaand vir my sê uit hierdie stukkie wat ek nou gaan lees? Nou begin ek my Bybel lees deur die bril van die Heilige Gees. Skielik, boem, slaan 'n ding my hart. Wow. Ek het hierdie vers al 20 keer gelees, maar skielik verstaan ek hom. Maar nou is dit nie meer dooie letters nie. Want die Gees maak dit nou vir my lewend in my binneste. So guess what? So die wette is ook lewend in my binneste. En daarom sê Galasiërs 5 vers 13, want julle is tot vryheid geroep, broeders. Gebruik net nie julle vryheid as 'n aanleiding vir die vlees nie, maar dien mekaar deur die liefde. Jy sien, vir ons wat net altyd genade wil preek en sê, ek kan maar doen wat ek wil, ek kan maar vloek soos ek wil, ek kan maar party soos ek wil, ek kan maar kuier by die buurvrou soos ek wil, die Here se genade is vir my genoeg. Julle is tot vryheid geroep, broers. Want as die Seun jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Julle is tot vryheid geroep, broeders, maar gebruik net nie julle vryheid as 'n aanleiding vir die vlees nie, maar dien mekaar deur die liefde. 1 Petrus 2 vers 16 sê ook, as vrymense, en nie asof julle die vryheid het as 'n dekmantel vir die boosheid nie, maar as diensknegte van God. Want dis wat die mense doen. Hulle sê ek is so vry. Dis eintlik 'n dekmantel vir my boosheid. Ek kan maar gaan doen wat ek wil. Nee, dit is jammer. Daai vers sê nee. Nie asof julle die vryheid het as 'n dekmantel vir die boosheid nie. So ek kan nie onder my, ek is vry in die genade van die Here wegkruip en dan gaan doen net wat ek wil en so boos soos die wêreld wees, dieselfde goed soos die wêreld doen, dieselfde goed sê wat die wêreld sê, dis jy weet dan mense ons met een ding reg verstaan. Baie keer as ons iewers heen ry, ons wat nou baie ver travel met die bediening en so aan en Pieter hulle daar agter is deel van ons bediening ook nou en hy het ook nou al 'n paar keer saam gery en ek en Chris wat al saam gery het. Ons weet, ons is nie, weet jy wat, dis net ons twee in die kar. Hier's nou niemand anders van die gemeente hier nie. Het jy hierdie vuilgrap gehoor, Chris? Nee. Ons doen dit nie eers nie. Hoekom nie? Want al is dit net ek en hy in die kar of ek en hy in die kar of net ek en Joey in die kar. Raai wat? God is in ons. Jy sien, dit is skynheilig. As ek 'n skyn van heiligheid voor die gemeente, maar as ek alleen in my kar saam met 'n broer sê, hy broer, het jy hierheen gehoor? Ons moet versigtig wees. Moenie jou vryheid gebruik as 'n dekmantel vir jou boosheid nie. Sê dankie Here, ek is vry in die genade, omdat ek so vry is in die genade, wil ek u geregtigheid doen. My liggaam is nou 'n werktuig van geregtigheid, nie van ongeregtigheid nie.
In Johannes 14 vers 15 sê Jesus, as julle my liefhet, bewaar my gebooie. So ek net nou weer in 'n ding gedink. Ou was my sê ja. Maar weet jy wat, ek bewaar die Here se gebooie. Ek het my Bybel. Hy's daar in die rak. Ek maak seker dat hy mooi afgestof is elke dan en maar. So ek bewaar sy gebooie. Nee, my broer en suster. Dis nie wat dit beteken nie. Bewaar my gebooie beteken doen wat ek sê. En om te doen wat ek sê, moet jy hom oopmaak. En jy moet hom lees. Jy moet self kyk wat hier binne-in staan. Dis wanneer jy sy gebooie begin bewaar. Begin doen wat hy vir jou sê. En ja, vir ons sê, maar dit is moeilik. Moenie daai vers vergeet nie. Filippense 4 vers 13, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Alles is alles. En dan daai vers wat ek net aangehaal het, hoekom is ek tot alles in staat deur Christus wat my krag gee? Want Christus is in my. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, lewe ek deur die geloof in die Seun van God wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. My broer en my suster, ek en jy het geen idee wat dit beteken dat Jesus hom vir ons oorgegee het nie. Ons besef nie wat het hy deurgegaan op daardie kruis, sodat ek en jy vandag hier mag sit en sê dankie Here vir die genade nie. Wat gee ons vir hom terug? Hy het nie 50% aan daai kruis gesterf nie, hy het 100% aan daai kruis gesterf. Wat gee ons vir hom terug? So 50% geloofslewetjie, so 50% van my huwelik, so 50% van my besigheid, of gee ek vir hom 100% van alles terug? Ondersoek ek hierdie skrif van my om te kyk wat verwag hy van my in my besigheid? Ondersoek ek hierdie skrif van my om te kyk wat verwag hy van my in my huwelik? En dis hoekom Chris net ook gesê het, ons wat ook destyds 'n paar huwelikkampe gedoen het, baie spesifiek dan sê die mense, maar ek het nie probleme in my huwelik nie. Huwelikskampe is nie daarvoor om probleme in jou huwelik te hê nie. Dis juist om jou te help om jou huwelik net te versterk. Om net nog meer by te leer. Maar die mense doen nie die moeite om die tipe van ondersoeke te doen nie. My broer en suster, ons moet gaan kyk wat die woord vir ons sê. So ongeag van wat wie ook al jou wil vertel, Jesus verlaag nooit sy eie standaarde nie. Hy bevestig altyd die woord van God en hy verhoog die standaard van heiligheid. So moenie laat enigiemand vir jou sê, ag, die Here gaan nie mind nie. Ag nee, man, hierdie is okay. Het die Here regtig gesê jy moet nou so heilig wees? Ja, slange het. Jy sien so hoor sommer hy slang. Het die Here regtig sê jy moet so heilig wees? Ja, jou slang, ek hoor jou. Maar Here het so gesê, ja. So gaan jy weg in Jesus Christus se naam, want ek weet wat my autoriteit is in Christus. Want jy sien, ek is lief vir my Vader. Ek is in 'n liefdesverhouding met 'n lewende God. Want hy sê in Openbaring 1 vers 17 en 18, ek is die eerste en die laaste en die lewende. En ek was dood en kyk, ek leef tot aan ewigheid. Amen. En alle eer gaan aan Jesus Christus van Nasaret. Alle eer aan hom wat vir ons alles kom gee het, omdat hy ons eerste lief gehad het. Wat gee ons van terug? Amen. Kom ons bid gou saam. Vader, in die naam van Jesus wil ons U loof en prys en eer en aanbid. Here, ons as mens met ons nietige klein verstandjies het geen idee wie U is nie. Ons probeer in ons nietigheid om U te verstaan. En ons kan nie, Here, want U is net te groot en te almagtig, maar tog openbaar U self aan ons deur U skrifte, deur dit wat U wil hê ons moet nou weet. Maar ons weet wanneer ons eendag gaan deurstap en U sien vir wie U is. Here, gaan dit net soveel meer wees as wat ons ooit kan dink of ooit kan probeer beredeneer. En dankie dat U God is. Dankie dat U in beheer is. Dankie dat U standaarde verhoog en daardeur ook U heiligheid bewys. Want U verander nie van plan nie. U is gister en vandag en tot aan alle ewigheid dieselfde. En daarom wil ons vandag vra, Here, leer ons ook om gister en vandag en môre en elke dag van ons lewens dieselfde te wees in Christus. Om in U krag te wandel, om in U krag te lewe, om mense rondom ons aan te raak met die liefde van Jesus Christus, om in ons eie huwelike, in ons besighede, met ons werksmense, met ons familie, ons vriende, ons kinders op te tree soos wat U Heilige Gees ons lei. Sodat, Vader, U verheerlik kan word deur ons lewens. En ons dankie daarvoor. In Jesus se naam. Amen.